Halleluja. Vader, baie dankie vir u groot genade en vir u groot liefde wat u vir ons het. Dankie dat ons voor u kan kom neerbuig en besef ons is afhanklik van u, Heer. En dat u ook vandag ons versterk, dat u die bose versterk, dat u vanmorgen elkeen wat 'n behoefte het vanmorgen ontmoet op die punt van hulle behoefte, daar waar hulle behoefte het, Here, daar waar hulle 'n situasie het, 'n probleem het, dat jy hulle vandag daar sal ontmoet en hulle sal versterk. In Jesus naam. Dankie vir die salwing op die woord. Dankie dat die woord nooit leeg na u toe terugkeer, maar alles doen waar u dit stuur. In Jesus naam. Amen. It's a privilege and it's an honor to minister to you today. Ek sal maar so met die Engels deurkom soos Pali, om net vir haar woord ook te akkommodeer. And it's also a blessing to have you here as a family. Amen. And to honor the legacy of Evangelist Boyce. Ons het 'n hoekie daar so, ek het 'n hoekie daar gemaak met We Remember, sy familiebybel het daar, dit sê daar nog eendag, ek geloof maar die Bybel is nog hier so. As jy dalk wil huis toe neem en daar, maar dit is daar in ons spesiale hoekie. Daai kierie is op 'n Kaliese kierie. En dan is Paul se kers daar en al die pamflette wat ons nog oor die tyd, oor die afgelope jaar, meer as 'n jaar van Junie verlede jaar af tot nou toe. So we honor the great men amongst us. Amen. Ek het nou vanoggend so half 'n snaakse woord. En ek hoop jy sal met my bybly by waarna toe ek beer. Ek wil ook sê ons baie dankie. Ons het ook 'n nuwe kameraman hier in opleiding. Daai man stuur altyd afgelope maand vir my boodskappe en sê pastoor. Hy sê ook nie pastoor, hy sê pastor. Kan ek asseblief kameraman wees? So hy is in opleiding, ek het net nog vir Virgie gesê, waar is die kameraman? Maar en sê vir my, hy werk af van agteraf. So ja, jy weet, man begin eers op die agtergrond, en jy bly op die agtergrond, en dan kom jy so later so bietjie vorentoe. Ek kan onthou daai jare, daar saam met Johnny Demas hulle in ons veldtogte gehad het. Ek was altyd die man wat die advertensies gedoen het, getik het met 'n tikmasjien en foto's ingescan het. Maar elke keer wanneer ons so 'n diens gehad, groot diens gehad het, dan het hulle altyd vir my gebid vir daai minderwaardigheidsgees. Ai, en ek het daarom gedink, hoekom bly ek so minderwaardig? Maar die Here het 'n doel, hy plaas jou op 'n plek waar jy moet leer. Yes. When he places you at a place, he places you there to be a vessel for him. Amen. Die een man by die bakkery, hy was vir jare in die gevangenis. En ek kry toe, ons het toe voltyds gegaan. En tot in die voltydsperiode het ons in die agterplaasie by Titi beland. En ek onthou. En het moeilik gegaan. Yes. But God got a purpose. En ek het so al van getuienis, julle moet koffie, okay, koffie met thee. Sê toe vir my baas, hy sukkel en hy kla by hom koffie. Toe sê hom koffie, maar hoekom kry jy nie daai man nie? En hy
kom toe na my toe en ek kry 'n promotion. En toe is ek nou in die kantoor en glad nie meer op die vloer nie, maar ek weet hoe om die werk op die vloer te doen. Ek kan besem vat en vee en I can do anything there. And there was always, he had always, unto the new people, he'd always said, kyk na Nikkie. Ja. En daar die man kom toe uit die gevangenis, geef hom werk en alles. En dit wat hy vir my sê, het later vir my sin gemaak. Pastor, you are here to learn. Jy's hier om te leer. So, when you are in a congregation, you are there to learn. Until the day that God will pick you up and bring you to the front. Nee? Hy vat jou van 'n plek af waar jy al sit jy elke dag net om te leer. But you must be like jy moet soos 'n spons wees. You must take in. Jy moet die negatiewe goed sal ook daar wees. But you must be open unto what God is doing in this day. Nou ek wil vanoggend daar uit Ezra uitpraat. Maar nie oor Ezra nie. Ek wil praat oor die fondasie wat gelees, dis net die woord wat, dis net die skrif wat ek gaan lees, oor die fondasie wat die volk gelê het vir die bou van die nuwe tempel. Maar dis ook nie oor die tempel wat ek wil praat nie. Dis holiday. Hou daar vas. Kom ons, ek het nie vanoggend my Bybel saamgebring nie, want ons het gestap vanoggend. So, toe sê ek kan nie so swaar dra nie. Die woord is swaar om te dra. Die woord is swaar om te dra. Ek lees vanoggend van 'n man wat hy sê, hy praat oor sy pa, hy's 'n professor. Hy's 'n dokter, hy's 'n professor. En hy's 'n apostel en hy's 'n bishop. En hy dra swaar aan die saam, maar hy het 'n geweldige, die man het 'n geweldige saming en hy sê van homself hy is dangerous in die gees. En hy sê maar sy pa is 1000 keer dangerouser in die gees as hy. So, God anoints somebody for a purpose. He called you for a purpose. Maak nie saak wie jy is nie, en waar jy is, en hoe dit is nie, but if God got a purpose for you, He set you apart. Maak nie saak waar jy loop nie. Ek het gister julle daai videoetjie gekry. Ek het nie vir jou gestuur en waar nie, maar julle daai videoetjie geskry oor 'n ma se gebed. It's always that prayer is always there. It covers you. Yes. Dit hou jou, dit beskerm jou, dit bewaar jou. Ons as ouers, moenie dink ons bid net vir ons kinders nie. There's an anointing, you keep that person, God will keep him. Yes. And bring him to a place waar hy eendag ook sal sê, Here, nou het ek U nodig. Al moet jy ook in 'n situasie beland waar jy sê, Here, nou het ek U nodig. That's a purpose, yes. Jy's so in 'n situasie, jy kom in 'n probleem, en dan sê jy, nou het ek die Here nodig. Nou kan ek nie na ander plekke toe hardloop nie, ek moet na die Here toe gaan. Yes, amen. Julle sal my verdra, ek kan mos maar vandag oor die tyd gaan. He. Soos papi sou gesê, geef my 'n bietjie volume. Geef my 'n bietjie volume. Ezra.
Ja, maar ek is nou waar die ding waar ek nou later wil kom. Esra die 3de hoofstuk. Sien jy dit is bladsy 469 in my Bybel. Dis daar in die Ou Testament. Dis die boek net na 2 Kronieke. Sien dit? Ek sal mooi probeer praat vandag. Ek wil nie hê my perde moet hy weghardloop nie. Ek het 'n paar nuwe perde ingespan vandag. Nou ek wil nie hê die perde moet hier uit die rigting uitraak nie. Ek moet mooi praat. Ek moet dink wat ek praat. So ek sal mooi en stadig praat. Net hoe gaan die perde hier in die heen. Ek dink Dreina sal opgewonde raak hieroor. En toe die 7de maand aankom en die kinders van Israel in die stede was, het die volk soos een man in Jerusalem bijeengekom. En Yeshua, die seun van Josadak, met sy broers, die priesters en Serubabel, die seun van Sehitiel, met sy broers, het klaargemaak en die altaar van God van Israel gebou, om daar brandoffers op te offer, soos geskrywe staan in die wet van Moses, die man van God. Amen. En hulle het die altaar op sy grondvesting opgerig, omdat die skrik vir die volke van die lande op hulle gekom het. En hulle het daar brandoffers opgeoffer aan die Here. Brandoffers smorens en saans. Vers 4 sê, en hulle het die hittefees gehou, soos geskrywe staan, en die brandoffers dag vir dag, volgens die getal, na die eis van die dag, soos geskrywe was. En daarna die voortdurende brandoffer en die van die nuwe maane en van al die geheiligde feestdae van die Here, en van elkeen van die Here 'n vrywillige, elkeen wat aan die Here 'n vrywillige gawe gebring het. Vir die eerste dag van die 7de maand af het hulle begin om brandoffers aan die Here te bring, alhoewel die fundament van die tempel nog nie gelê was nie. Dan hierdie gedeelte, maar hulle het geld gegee aan die klipkappers en die skrynwerkers en die Sidoniërs en die Tiriërs voedsel en drank en olie om sederhout van die Libanon te bring na die see, na Joffa, volgens die verlof van Kores, die koning van Persië aan hulle. Kores, onthou die naam, hou die naam. Volgens die verlof van die koning. Onthou die koning van Persië was Kores. Persië is die hedendaagse Iran. Nou Kores was goedgesind vir die Jode. Hy het hulle teruggestuur om die tempel te herbou. Kom ons gaan daar na 2 Kronieke, net die vorige bladsy. Vorige 2 bladsye, die laaste hoofstuk in 2 Kronieke. Hoofstuk 36, vers 23 sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee. En hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem,
wat in Juda is. Yes. Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort, mag die Here sy God met hom wees en laat hom optrek. Kores was nie 'n Jood nie. Kores het die Here ook nie aanbid nie. Maar ek praat onder korreksie, maar daar is psalms wat Kores opgedra het aan die Here. Amen. Kores sê, soos die Here aan hom opgedra het. God het aan hom 'n opdrag gegee om die Jode wat die Babiloniërs weggevoer het uit Jerusalem, om hulle weer terug te laat gaan na Juda. Amen. En die Here gee vir hom die opdrag dat hulle moet vir hom 'n huis gaan bou. Hy moet die huis, hy moet die materiaal verskaf Amen. om die huis te bou. En hier is hierdie manne besig op die 7de maand. Die 7de maand is in ons kalender is dit die 9de 10de maand, want hulle die loofhuttefees ook gehou. Soos wat Moses dit die brandoffers, hulle het alles gedoen, maar hulle was daar met 'n doel. Om die huis van die Here te bou. Jy is hier met 'n doel om die huis van die Here te bou, om sy koninkryk uit te brei, want sy koninkryk is nie dis nie tasbaar, dis 'n koninkryk, jy's 'n burger nie van hier nie, jy's 'n burger, jy's 'n hemelloper. Amen. Amen. Kores was 'n gesalfde. He was anointed for that time. Yes. Die profeet Jesaja profeteer oor Kores. Halleluja. Ek vergeet van die kamera die dingetjie wat die is. Kores was 'n gesalfde van die Here. Amen. Die profeet Jesaja profeteer 150 jaar voor die geboorte van Kores. Profeteer hy oor Kores. Yes. Kom ons kyk wat sê Jesaja. Jesaja 44 vers 28 sê, en van Kores sê hy is my herder, en hy sal alles volbring wat my behaag. Deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word. Amen. En die tempel moet gegrond word. Die fondasie van die tempel moet gelê word. Amen. So sê die hoofstuk 45 vers 1 sê, so sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, wie se regterhand ek gevat het, om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak. Amen. Om voor hom deure oop te maak. Onthou die vorige woord, om deure oop te maak. En poorte sal nie gesluit bly nie. Elke poort wat vir jou gesluit was, sal oopgemaak word. Jesaja profeteer oor hierdie man 150 years before he was even born. The prophet said, this is the man, this is what God said. En hy gee die naam, hy sê, dis Kores. Dis goed as ek gee die naam op. Hy gee die naam ook, partykeer gee jou ouers vir jou 'n naam en hulle weet nie hoekom gee hulle vir jou daai naam nie. But that is in a prophetic way that God is speaking today unto us. He said, I called you by your name. Amen. Nie daai jou naam wat jy nou self aangeneem het nie. My eie naam. Jou naam wat jou ouers vir jou gegee het. He called you by that name. Hy roep
roep jou by die naam, nie die naam wat jy het in die pad opgetel het nie. Of 'n naam wat jou chommies veel gegee het nie. Hy roep jou by die naam wat jou ouers aan jou gegee het. God roep vir Kores en hy salf hom. God sê van Kores, hy is my gesalfde. Hy sê nêrens van 'n ander heidense volk sê dat dit is my gesalfde nie. Maar hy sê van Kores, hy is my gesalfde. Hy is my herder. Hy is die persoon wat ek salf. Yes. Jy sien, die Here sit mense op jou pad. He bring people on your way. Hy alles maak nie saak wie hy is nie. God sit daai persoon op jou pad want hy het hom gesalf om in jou te belê. Amen. Prys die Here. He had anointed, God had anointed somebody to supply in your needs. Thank you, Lord. He supply, hy het iemand geroep om in hierdie kerk te belê. Ja, dan. Amen. 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 Prys die Here. Halleluja, hierdie gebou, God had anointed somebody to give this building unto us. Amen. Amen. He had anointed him. Yes, to God be the He had anointed the professor to give this place unto us. He set him apart. Ons paie sou nooit gekruis het nie. Maar dit is die Here wat hom op een kant gesit het. To bring him to a place. God salf iemand om jou behoeftes raak te sien en te sê dit is wat ek aan hierdie tyd vir jou wil doen. Perde bly op julle plekke. God had anointed, hy het Kores gesalf. Hy het vir Kores gesalf. Kores kom, hy raak koning en hy regeer die hele Midde-Ooste, het onder sy beheer geval. Die konings het voor hom gebuig, hulle poorte kon nie gesluit bly nie, want Kores was in beheer. Yes. Amen. He was the man of the hour and not for an hour only. En hy sê vir die Jode, julle moet teruggaan na julle land toe. Yes. Amen. Ek maak voorsiening dat julle die fondasie van die tempel kan lê. Hulle het ook toestemming gekry om hout van die Libanon af te bring. Cederhout, dierhout. Ons bly in die Cederberge. Hy sê dat die mense so opgemaak hier in die berge, dat hulle nou moet weer begin aanplant nie. Yes. En die hout, weet jy, dit moes oor die see kom. Die hout moet oor die see gekom het. Dit moet nie, dit is nie nou sommer net hier so 'n bos wat hier gestaan. Nee, die hout het oor die see gekom na Joffa toe. En toe moes dit oor land kom na Jerusalem toe. Dit was 'n hele proses. Toe die manne die fondasie vir die tempel begin grawe. Toe het hulle nog nie die klippe gehad nie, maar hulle het al reeds die betaling gemaak vir die klipkapper. So you must have vision. Ek moet 'n visie hê van dit wat in die toekoms moet gebeur. Ek kan nie net you must, oh halleluja, kyk as julle hierso. I must have vision. Ek moet dit visualiseer en dit wat ek visualiseer, moet ek moet dit kan neerskryf. Dit wat ek sien, want dit is wat Jesaja gedoen het. Hy het neergeskryf die woord wat die Here vir hom oor Kores gegee het. God rig Kores in jou lewe op. Hy rig 'n Kores in jou lewe op. Amen. Om vir jou te voorsien. Yes. Amen. Hy rig 'n Kores in jou lewe op. Amen. Halleluja. Waar? Kores. Hierdie man, hy was so gesalf dat die Here vir hom gesê het, jy is my gesalfde, jy is my herder. Yes. Dis soos Dawid gesê het, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. My skoonma stuur altyd vir my 'n boodskap en sê, ek moet opkyk. Kyk op.
waar sal my hulp vandaan kom? Yes. My hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal my voet nie laat wankel nie. Yes. Want kyk, my bewaarder slymer of hy slaap nie. As hy 'n profetiese woord vir jou gegee het, al is dit hoe lank terug, al is dit jare terug, al is dit die tyd daar by Lofdal, toe ons daar, oh halleluja. God, when he spoke a word, wanneer hy 'n woord in jou lewe spreek, dan sal hy daai woord in vervulling bring. Maak nie saak hoe lank dit vat nie. Al is dit 150 jaar, al is dit 1000 jaar, God will do the things that he said he will do. Yes, amen. Hy doen dit. Toe die volk bang was, hulle het weer begin om toe hulle in Jerusalem aankom, hulle het in die 7de maand daar gekom. Hey, maar die 8ste maand het net die om die draai gelê. Jy geweet. Hulle het in die 7de maand daar gekom, maar die 8ste maand was net die om die draai. Yes, amen. Het was net die om die draai. Jou moeilikste tyd. Hier in die 7de maand moet jy weet. Hey, Kores. God het voorsiening gemaak. God had put somebody there. Maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie. Of die Here jou kinders moet gebruik om in jou lewe inspraak te lewer. My God. Of die Here jou kinders moet gebruik, of jou man, of God had put that person there. Yes, amen. God het daai persoon daar gesit. Hy het daai persoon daar gegrondves. Hy het hom maar geanker in jou lewe. Yes, Dis nie sommer net so nie. Dis nie sommer net so dat julle twee by mekaar uitgekom het nie. God had put that person. Pastoor, hy het jou vrou daar gesit sodat sy vir jou 'n anker kan wees. Dat hy vir jou op die regte, op die stryd en narrow kan bring en op die stryd en narrow kan hou. Halleluja. Halleluja. Het ek nog tyd? Julle het mos aan klaar kos gemaak. Toe ek in een van die water gaan drink. Ek hoor nou by Ninga se begrafnis, toe praat hulle ook van die water. Toe dink ek, waar kom die manne daar aan? Toe sê die manne, die kerkmanne, hallo kerk. Toe sê die kerkmense, ons gee hom net 'n tydjie. Die kerkmense, hallo. Julle kyk vir net so vir my, die kerkmense hier langs jou. Die kerkmense sê, ons gee hom net 'n tydjie as hy weer daar by die varkbakke. Oh my God, had put somebody in my life. Hy het 'n anker hier gesit. Hey, stryd en narrow, boetie, stryd en narrow. Hy het 'n anker hier gesit. Daai anker was jou vooruit gelees. Vooruit. Dit was 'n kyk hier. Ek het jou maar vooruit jou gelees. God had put somebody there. God got a purpose. If he got, ek wil nie sê, if he got a purpose, he have a purpose with your life. Hy het 'n doel met jou lewe. Jy is sommer net hier nie, jy is sommer net gebore nie, jy is ook nie 'n mistake nie. Hy het 'n doel, daar's 'n profetiese woord oor jou lewe. Oh, halleluja. Kores, ons moet nie mense onderskat nie, weet julle. Ons onderskat die mense. Die mense wat daar van ander kerke of kom ek sê politieke leiers of wat hulle ook al is. Hy mense aan die hoë stoele of nou die president is of dit maak nie saak. God had put that person there with a purpose. Amen. En ek is so judgmental. Ek wil altyd net oordeel en sê, Lord have Nee. mercy.
But God had put that person there. Amen. Hy het daai persoon Hy weet daar wat gesit. daar is. Hy het hom daar gesit. Yes. Hy het hom gesalf. David was as koning gesalf. Saul het dit nie eens geweet nie. Saul het al wat Saul gesê het, die man wat vir Goliat verslaan, hy kan my dogter kry. Ja. Amen. En David was nie daar met die doel vir die dogter nie. Hy was daar omdat hy kom kos wegbring het. He just got a parcel, and he got a parcel for the king as well. He just have a parcel for his brothers. Yes. Sometimes you just have a parcel for your brothers. You just have just to be there. Yes. And in the moment that you're there, toe Goliat die Here uitdaag en toe sê vra David, wie is hierdie Filistyn? Wie is die jong? Hallo kyk, wie is die jong om die Here uit te daag? Wie is hy? Hulle sê vir hom, kyk hier so, trek ons klere aan, man, hier so, lekker, gepanser. David sê, ek kan nie in die goed beweeg nie. Die goed hou van my af. Yes. Sometimes people want to put you in something that you can't be comfortable in. Amen. You can't move in that thing. Jy kan nie beweeg in daai ding nie. Jy moet bly by die reël en die raak nie, smaak nie en proe nie en jy moet in daai. You can't move in that thing because that thing is an obstacle unto you. Daai ding sal vir jou doodmaak. As David met in daai ding gegaan het na Goliat toe, het hy dood gegaan. And his vision and his purpose will die with him. Nee, so jy het my so gesê. David sê, ek kan nie in die goed fight nie. Yes. I can't fight in these things. Give me something. I'm comfortable with what I have. Amen. Amen. Ek is gemaklik met wat ek het. Amen. Be comfortable with what you have. Amen. Yes, die Here. Don't strive to hide things. Ek weet, ons het in pastoor het gesê, ons streef almal na hoë dinge. But be comfortable in the high things. You can't operate nicely. Operate in what you are comfortable in. Amen. Yes. I can't dance like Shahida. I can't dance like that. I can't preach like Jeff. Ek kan nie soos papi preek. Ek kan nie sê, geef my volume. Nee. My Lord. But you have a legacy. Amen. Yes. And you must fulfill that legacy. Yes, amen. That anointing can be transferred. Amen. Julle met my. The anointing can be transferred Amen. on somebody. Yes. The purpose can be transferred Yes. on somebody. And usually it's the people close to you that the anointing is transferred to. Ek is eendag by 'n begrafnis, ek maak klaar. And God said, give this mantle unto that guy. Hy weier die mantel. Sometimes is dit trotsheid. Yes. Wat sal die mense sê? Partykeer is dit trotsheid dat ons nie hulp van ander mense wil aanvaar nie. Amen. I'm not a charity case. Just like me. Ek is ook baie keer so. Vra maar vir mense wat rugprobleme het. Is trotsheid want hulle wil nie hulp aanvaar nie. As hulle hy swaar ding moet optel. Ek het nou die dag toe oorgekom.
Die een klonk dat hy 1 sak meel. Ek vat sommer 2 sakke meel. Maar toe voel ek ook. Op jou ouders dan. Hij wil ik ook voor die mensen zeggen, je laat brongens ook mensen zeggen, maar ik wil zelf. En dan zit ik bij die huis, als ik moet opstaan. En nee. Maar ik doe niet dingen met mezelf. Papa, het was één. Eén. Koeris. My Lord. Die Here zet de koeris in jouw leven. Amen. Hij is daar. Hij is daar. Hij koeris is al hoeveel verkeer voor jou help aangebied. And you don't want to accept. Ik was niet behoeftig. Accept. ik kan klaarmaken. Hier, bij Jewelerus. Ik heb zoveel uitnodigings, mijn vrouw heeft zoveel uitnodigings aan apostel Jan voor mij gebracht. Hij wil alsjeblieft, je moet op die boot komen dienen. En moest me zo sop komen. Ik heb heel gezegd van die sop komen, zodat we me zeggen. Maar ik heb zoveel issues gehad. Ik wou niet betrokken raken. Tot op een dag. Ik kom zitten hier zo. Dat is mijn getuigenis en daarmee gaan ik klaarmaken. God zet de koeris in jouw leven. Amen. Zo was nog een. Dan ik die kantoor was hier zo, daar die kombuis was daar kant. Toen kom zit ik hier zo bij Anne. En ze vraagt wat gaan aan. Ik zeg maar aan dat als je ons hier, dit perk bij ons op. Dus het is met al die kerk zo goed is. Fijn toe gaan ons. Toen zal een met die apostel praten. Hij zei, nee, dat is je probleem. Hij zei, ik kom daar goed, die komt stoor. En tot op een dag. Toen zei hij, roep jouw man. Zeg jouw man moet die naartoe komen. Ik is onwillig, joh. Ik is onwillig, want ik weet niet van koeris. Ik weet niet dat het voor is. Ik weet niet dat het koeris wat die in mijn leven inspraak levert. Ik is zo onwillig, maar die ernst waarmee mijn anker met mij praten, je weet wat zo, alles even tegen je, nou, niet later, nou. En toen ik hier kom tussen die apostel die zo. En zijn beginwoorde was dit. Ik heb die mal gedachte gekry toe ek hier stil hou. Toe kry ek die mal gedachte. Hoekom gee ek nie die gebou vir Anne en Nikkie nie? Dis ons nog by die sportgronde. Amen. God plaas 'n koeris in jou lewe. Ek sit hier en ek wonder, gaan dit werk? Want jy gaan mos altyd die Bobbejaan agter die bult. Amen. Jy gaan altyd die Bobbejaan agter die bult en jy weet nie wat. En ek wil nog die kant en die kant toe kom die woorde uit, I accept. Yes, amen. Ek aanvaar. Nou gaan ek regtig klaar, maar ek is daar in Baviaanskloof op 'n stadium, jare terug. Nou soek ek werk.
staan nie. Ek het nou gesien dat dit vreeslik afgespoel. Toe ons hier so verspoel hulle net so. Hulle is nou nog besig om paaie reg te maak. En ek loop, ek sta daar die manier, ek loop daar, ek hou net die pad. Is net daai een pad wat daar in die kloof afgaan. En ek kry 'n man. Ek vra vir hom, hoe ver is die naaste plaas nou? Hy sê vir my, dit is net die om die draai en hy volgende, ja, ek het 'n paar draaie gevat. Ek het 'n paar draaie gevat en ek kry nie 'n plaas nie. En toe, na so op 'n hele paar draaie, toe sien ek hier manne besig om te oes. Met die stroper. Pere van die noem jy saam. Hier manne besig om te oes. En ek dink ek gaan my watertjie gaan verraai by die manne. En die boer is ook daar. En toe ek die water vra, toe vra ek sommer werk ook. Sê boer, jy kan sommer nou inval. Ek is moeg gestap, toe val ek sommer in. God send somebody. Hy het geweet, ek moet die pad loop. God knows you are on that road. Maar hy sit iemand daarvoor. Yes. Wat vir jou van hulp kan wees. Amen. Wat vir jou voorsiening kan maak. Hout van die Libanon. Die stene, die manne wat die stene moet, kyk, hulle het nie met stene gebou nie, hulle het met klip, en hy klip gekap word. En hier is nie piramides se klip. Dit moes van iewers afkom, dit moes klaar gekap gewees het. En vervoer geworden, nie vervoer soos ons nou het nie. Dit moes daar na toe vervoer geworden met die donkies en die esels en die osse. Kores. Kores sterwe. $530 jaar voor Christus. Maar hy het sy doel gedien. Yes. Hy het dit waarvoor die Here hom geroep het hy uitgeleef. Dalk is jy geroep as 'n Kores. Dalk is ek geroep, ek weet nie. Dalk is ek geroep, daar's 'n woord oor jou lewe gespreek. As dit 'n negatiewe woord is, dan breek ons daai goedes. As daar is dat mense gesê, jy sal dit nooit maak nie, ons breek daai goed vandag, want daar's 'n Kores wat God geroep het en gesalf het en gesê het, jy is my herder, jy is my gesalfde. So sê die profeet, hy is my gesalfde. I had anointed him. Yes. God had anointed you Thank you. for a time such as this. Kom ons staan op 'n stoel. Vader, dankie dat ons vanmôre hier kon wees. Here, dankie vir u woord. Here, as die woord hier uitgegaan het, dit is skeef en krom en ek hou nie by wat ek maar u is die naprediker van die woord. U die Heilige Gees gestuur. U die ambassadeur van die hemele gestuur om vir ons 'n naprediker te wees. Om ons toe te rus
vir 'n tyd soos hierdie. Dankie vir koorisse wat U opgerig het. Dankie vir mense wie U gesalf het en toegerus het vir 'n tyd soos nou. Dankie dat poorte nie gesluit kan bly nie. Want as U geopende deure vir ons gegee het, kan die poorte nie gesluit bly nie. Dankie, ons staan op die vooraand van 'n nuwe dispensasie. Van 'n nuwe tydvak in hierdie kerk se bestaan. Lord, make us vessels that we can receive, and not just receive, but to give out as well. Dat ons nie opgehardamme sal wees nie, maar dat ons kanale sal wees, waardeur U salwing vloei. Kores was so 'n man, wat die salwing laat vloei, dit wat U vir hom in sy hande geplaas het, het hy deurgegee na U volk. Dankie Vader, dat U ons kanale oopmaak vandag, dat U waters kan vloei, in Jesus naam. Amen. Amen. By die Bulhoekdam met die vloed, toe hulle die sluise oopmaak, toe beland daar 'n stomp in die sluis, dat dit nie kan toegaan nie. Die Opgaardam het leeggeloop. Hulle kon nie daar ingaan voordat die waters nie gesak het om die stomp uit te haal nie. Wat veroorsaak het dat ondertoe was daar geweldig skade. 'n Opgaardam kan skade veroorsaak wanneer dit breek. Moenie 'n opgaardam wees nie. Maar dat die Gees, God se voorsiening, dat dit vloei. Amen. Dat dit vloei. Yes. Dat daar 'n konstante vloei kan wees uit jou voorsiening uit. Amen. Dankie vir daai. Water wat staan, stinkwater. Ja, hy is net die paras wat daar oorleef in die muskiete. Maar as daar konstante vloei is dit vars water. Dis soos die Glen William Dam, toe al die brandgoedes van die berge af daar inspoel in die stompe. Mense kon die water nie drink nie. God se voorsiening is nie net vir my nie, wanneer hy voorsien, is dit vir dat ek 'n kanaal kan wees. To be a channel of His provision. Amen. Vader, ek is beteken so 'n verstopte kanaal. Wat net wil give me, gee me. Here, dat ek vanmôre 'n ander insig sal hê. Dat my gedagtes sal omkeer en sal omswaai. As ons vandag herdenk 'n jaar na oom Jeff, na papi, en die vergelis sy huis toe gaan, dan sien ons hoe hy altyd gegee het. Yes. Dankie, Here. And Lord, we know that we can't outgive you. We can't outsmart you. Hy was so 'n kanaal wat gegee het. Yes, dankie, Here. Leer ons, Here, om so 'n mentaliteit te hê van gee, Dankie, Here. sodat ons
'n kanaal van U kan wees. Dankie. Dat ons kan sê, soos Kores gesê het, die Here het my gesalf. Yes. Die Here het my geroep om die fondasie van sy huis, van die tempel in Jerusalem te lê. Dankie. Dat dit my roeping sal uitleef Baie, baie dankie. in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons ontvang die biddende seën. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En om mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die genade wat oneindiglik is oor ons, Here, sal altyd oorvloedig oor ons lewens wees. Here, dankie dat U vir ons leer om 'n Kores te wees in ander se lewe. Dankie Here dat U seën maak ryk in Jesus se naam. Amen en amen. Amen. Halleluja.